Vriende, goeienaand. Wat 'n voorreg om in die eerste keer in 2 jaar weer 'n kerssangdiens ook dan aan te bied en ook by te woon. En waaroor gaan 'n kerssangdiens? 'n Kerssangdiens gaan nie oor ek en jy wat net lekker wil sing nie. En terugdink aan al die ou kersliedere nie. Ons hou 'n kerssangdiens, want dit gaan oor Christus. En ons bring al die lof en al die eer en al die dank aan hom. En ons eer hom. En daarom baie welkom ook vir u wat besoekers is. U wat dalk vakansiegangers is, u wat besoekers is, nuwe intrekkers. Ons is een in Christus. En mag ons deur lof en sang, deur wat u sien, pragtige rangskikkings, mag ons herinner word aan die goeie nuus. Die goeie nuus nie net vir die wêreld nie, maar die goeie nuus ook vir elkeen van jou en my, vir die ganse skepping. Aankondigings, daar's nie veel nie. Ons volg die program soos hy op die borde verskyn. Jy sal sien daar waar jy moet staan, daar kan jy staan as ons sing, die res kan bly sit ook. Alles sal mooi aangedui word. Bedankings, daar's 'n pragtige skyfie vir ons gemaak. Jy sien daar's 'n klomp name. As jy so vinnig gaan kyk, ek gaan nie almal noem nie, want om so diens bymekaar te sit, verg baie energie en ook baie liefde en ook baie toewyding ook vir die Here. So baie dankie aan elkeen van u wat ook daar betrokke is. Tot sover ons aankondigings. Mag die Here ook ons saam wees hierso goed vind en mag die Here ook verheerlik word. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Amen. Broer en suster, vriende, omdat dit waar is, omdat ons God kan loof en prys en omdat hy 'n welbehae aan ons het, omdat Jesus gekom het, kan ons mekaar vriendelik groet. Vriendelik groet in Christus, vir mekaar sê genade vir julle en vrede vir julle van God wat inderdaad ons Vader is. En van Jesus Christus wat nie net die baba in die krib is nie, ook nie net die man in die kruis nie, maar die opgestane Here wat vandag aan die regterhand van die Vader sit, wat weer kom. En van die Heilige Gees, die trooster en die lewenmaker. Hy wat die geloof in ons wek en hy wat ons help om die Here te sien vir wie hy werklik is. Amen. As alles donker is, ontbrand daar binne in my 'n vuur van hoop wat nooit sal doof nie. 'n Vuur wat nooit sal doof nie. Within our darkest night, you kindle the fire
that never dies away, never dies away. Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n Loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee. Die Gees wat raad en sterkte gee. Die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.
Die Kersverhaal, uit droë hout spruit lewe. Jy weet, daar's min mense wat nie die Kersverhaal ken nie. Selfs ongelowige mense ken die verhaal. Hulle weet van die krib en die baba en die wyse manne. En hoeveel keer het jy dit al in jou lewe gehoor? Ek hoef nie die Kersverhaal met u te deel nie. Maar wat kyk mense en wat sien jy as jy dieper kyk? As jy dieper as die krib kyk en jy kyk verby die wyse manne en jy kyk verby die herders. Jy hoor miskien die engele sing. Wat hoor jy? Jy hoor die Skepper God wat op die regte tyd sy hart vir die wêreld kom wys het. Die Skepper God wat op die regte tyd in die geskiedenis sy hart vir jou en my kom wys het. Baie keer bid ons en sê ons, Here, ons wil U sien. Here, waar is U? Vir alles het sleg gaan. Here, ek wil U voel. Kersfees sê, God het iets van homself, hy het sy hart vir jou kom wys, vir die wêreld kom wys. Wat hoor ons nog? In die engele sang hoor ons dat mense sukkel om dit dikwels raak te sien. Vandag nog sukkel mense om hierdie goeie nuus raak te sien. Die goeie nuus van God verdwyn tussen liggies en persente en swart Vrydag. Dit verdwyn tussen braaivleisvure en selfs familie wat mens lanklaas gesien het. Mooi dinge. Maar hierdie lig, die goeie nuus, verdwyn baie keer. In Jesus se tyd het die kerk, hulle wat die helderste moes sien, gesukkel om dit te sien. En die uitdaging op hierdie tyd is om te sien ons, beleef ons, hoor ons God se hart. God wat naby ons is. Wat hoor ons nog? Ons hoor dat die Skepper hoop en herstel kom bewerk het. Nie net vir mense nie, maar vir alles wat bestaan. Kersfees, vriende, gaan nie net oor jou en my siel nie. Dit gaan nie net oor Jesus wat gekom het en gebore is dat ek en jy uiteindelik in die hemel kan uitkom nie. Dit wat Jesus kom doen het. Hy het herstel kom aankondig vir alles wat God gemaak het. Alles wat skeef geloop het, alles in die skepping word herstel. Romeine 8 praat daaroor. Openbaring 21 sê, as Jesus weer kom, dan is daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So asof Johannes sê, dit wat by die Kersverhaal begin het, word voltooi, word volëindig. Nie net vir jou en my nie, maar die ganse kosmos. Dis goeie nuus. Dis goeie nuus en dit sê iets van God se hart vir alles wat hy gemaak het. Laaste gedagte, wat beteken dit? Mense van alle tye, mense in alle tye. Ek en jy vasgevang in vrees en angs vir COVID miskien, of ander dinge wat jou lewe terughou. Kersfees sê, Jesus sê, God sê, ons kan met hoop die toekoms omarm. En dis 'n moeilike ding. Om die toekoms met hoop te omarm, is moeilik. Veral as jy so baie stemme hoor, stemme wat die hoop wil uitdoof. God sê, daar's goeie nuus. En broer en suster, mag ek en jy vandag, mag ons hierdie jaar verder kyk as die mooi ou verhaal. 'n Verhaal wat ons baie romanties oorvertel, maar 'n verhaal wat so diep is, dat ek en jy sukkel baie keer om die diepte daarvan te begryp. Mag ons met hoop gaan lewe. Mag ons die Vader se hart hoor. Mag ons inderdaad die lig wees. Die lig weerkaats van die lig wat gekom het. Kom ons sing daaroor. Sing 'n pragtige lied, bekende lied 338.
Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd.
buigen bly aanbid, ons buigen bly aanbid, Verlosser en Heer. Kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin en dood. Hy is met reg in hemel en op aarde, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, voor Christus die Heer. Of sing die Here, loof hom al wat lewe, wees vrolik besing na sy majesteit. In u vertroue bly ons opbou, ons prys u in aanbidding, ons prys u in aanbidding, ons prys u in aanbidding, gesalfde en Heer. Here, ons prys U, ons loof U, ons maak U naam groot. Here, dankie dat ons saam kan kom, saam met die kerk van alle eeue, saam met gelowiges uit alle volke, tale, stamme, saam met die engele, om aan U al die lof en die eer te bring. Here, en ook vanaand besef ons dat die werklik wat gebeur het op Kersdag, werklik wat gebeur het, dat God mens geword het, Here, ons sukkel baie keer om dit te verstaan. Vergewe ons daarvoor. En Here, help ons om in hierdie Kersseisoen dieper te kyk as die liggies en die braaivleisvure. Here, dat ons deur ons verlange sal kyk en hoop sal kry. Hoop vir 'n nuwe môre. Hoop, Here, wat mense nie skep nie, maar hoop wat God geskep het en steeds skep vir ons elke dag. Ons dankie daarvoor. En ons bid daarvoor in Jesus die Here se naam. Amen. Yes,
het gekom. Die herders het gebewe, want hy die donker nag klink duisend